Hoe sien die Vryheidsfront Plus die rol van die staat in onderwys? Moet dit gesentraliseer word of gedesentraliseer word? Kyk, dit is natuurlik belangrik. Een van die vrae wat 'n mens vir jouself moet vra as jy praat oor die rol van die staat, is wat is jou verhouding met die staat? Of op 'n ander manier, is die staat 'n uitdrukking van jou identiteit? Of jy weet, wat is die staat ten opsigte van jou? In die tipiese, noem dit nou maar 'n nasionale staat, is die vertrekpunt eintlik dat die jy weet, dis 'n opeenvolging van kringe wat vir jou belangrik is. Jy het jou gesinslewe, dan het jy jou familie, dan het jy jou breër gemeenskap, en die breër gemeenskappe kom by mekaar en vorm dan 'n staat. Dan is die staat die uitdrukking van 'n hele groot kultuurgemeenskap se identiteit. En in so 'n geval, wanneer dit so is, dan stel 'n mens nogal vertroue in die staat om jou onderwys te hanteer. Dan voel jy eintlik die staat doen dit namens jou. Daar's dikwels, soos in ons verlede, 'n baie hegte samewerking tussen die gemeenskap, die staat, die kerk, en 'n soort van almal dieselfde mense, net in verskillende kontekste en in verskillende verbande. As jy 'n multinasjonale staat het, soos wat Suid-Afrika is, dan geld die teenoorgestelde, behalwe vir die mense wat in beheer is van die staat. Daar's eintlik in 'n multinasjonale staat nie regtig so iets soos dat die staat neutraal is nie. Dis die veronderstelling. Die staat is neutraal. Die staat is maar net 'n spietkop. Hy kyk maar net wat is die reëls en dan werk hy daarvolgens. Nou goed, kom ons sê nou maar, voor 1994 was ons sodanig in beheer van hierdie multinasjonale staat, dat hy vir ons na ons nasionale staat gevoel het. En dit is daai misverstand wat in 1994 soort van vir eens en vir altyd opgeklaar is. Nou is ons in 'n multinasjonale staat waar die ANC met sy totaal ander lewensbeskouing en sy totaal anderster kultuur in beheer is. En dan is dit vanselfsprekend dat 'n mens eintlik nie meer dieselfde vertroue in die staat kan stel om jou onderwys namens jou te hanteer nie. En dit is wat, as ek nou die onderhandelaars van 1994 een ding krediet kan gee, hulle het besef dat dit 'n baie belangrike punt gaan wees in die nuwe Suid-Afrika. Julle sal moontlik weet, ek weet nie hoeveel mense dit eerstaan sal onthou nie, dat daar in 1992 met die referendum nog NP-plakate was wat gesê het, stem ja vir eie woongebiede, eie skole. Nou het dit baie goed besef, hulle kan nie die eie woongebiede belofte namaak nie, maar hulle het hulle bes gedoen met die eie skole. En die manier om dit te doen was om te sê, goed, ons beweeg weg van die staat skoolmodel en ons beweeg na die gemeenskapsskoolmodel. En dit beteken dan die staat finansier die onderwys, maar die gemeenskap kom by mekaar deur middel van die ouers en die onderwysers en die ander personeel. En hulle stig dan of skep dan 'n skoolbeheerliggaam. En hierdie skoolbeheerliggaam moet dan die skool vir hierdie gemeenskap bedryf. En dan is die vraag eintlik ook, wie is die skoolgemeenskap? En dit is tot 'n groot mate aan die skool self oorgelaat. As jy nou 'n skool het, so sê nou maar Afrikaans hoër, seuns of meisies in Pretoria, dan sê hulle maar, daar baie mense wat nie in Sunnyside of in die omgewing rondom die skool woon nie, wat miskien in watter omgewing ook al woon in die land, maar die ouers was in Afrikaans hoor, hulle wil hulle kinders graag so intoe stuur, dis die gemeenskap. En dit is tot dusver eintlik heeltemal met 'n goeie gesindheid so aanvaar, en toe daar nou eintlik al hoe meer weerstand daarteen ontwikkel vanuit die ANC se geleedere en al hoe meer druk om te sê, nee, maar hoekom moet iemand hier verby jou skool stap na ander ene net omdat jy Afrikaans is en daai persoon soek Engelse onderwys? Eintlik moet jy hulle akkommodeer. So kom ons sê selfs staatskole in aanhalingstekens, want die begrip bestaan eintlik nie meer in Suid-Afrika nie, maar selfs staatskole word tot 'n baie groot mate deur die gemeenskap beheer en bestuur, en hoe sterker daai tradisie is, hoe sterker bly die skool staan. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar, dat jy kan nou praat van gemeenskapsskole, maar as die staat die skool finansier,
dan is jy maar in die situasie dat jy so onafhanklik is soos jou chequeboek. En jy moet vir jouself vra tot watter mate kan jy bekostig om vir die staat nee dankie te sê as hy vir jou sê jy moet 'n ander manier van onderwys aanpak.